wil ek graag met jou praat op hierdie Palm Sondag oor die tema lê jou mantel neer. Ek dink Palm Sondag moes verseker vir Jesus en die disippels en die mense wat daardie dag in Jerusalem was, 'n baie emosionele belewenis gewees het. Ek dink is een van dalk die mees emosionele dae wat Jesus gehad het terwyl hy hier op aarde bedien het. Die dag waarop mense palmtakke rondgeswaai het, hulle klere op die pad gegooi het voor die donkie waarop Jesus gery het, waarop hulle hom aanbid het en waarop hulle hierdie verwagting en hierdie hoop gehad het dat Jesus hulle gaan kom verlos. 'n dag van baie emosie, 'n dag waar almal saam net hierdie vreugde en hierdie hoop uiting gegee het en net gesê het, hy is die een wat ons gaan kom verlos. So ek wil graag vir jou lees uit die Evangelie van Johannes, wat het op Palm Sondag gebeur? Jy kan op die bord saam met my volg. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, dit was Paasfees, volgende naweek is die Joodse Pasga ook, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, dit is na sy opstanding, het hulle daaraan gedink, dat wat daar geskrywe staan, op hom betrekking gehad, en dat dit met hom gebeur het. So baie keer in ons lewens, gebeur daar goed wat ons nie verstaan nie. Is ons in die skoene van hierdie disippels, daar gebeur goed, en ons verstaan nie op die oomblik, hoekom ons deur hierdie moet gaan, hoekom hierdie nou gebeur het nie. Ek is seker as ek jou vra om 'n bietjie terug te dink oor jou lewe, was daar tye en seisoene in jou verlede wat goed gebeur het, wat jy nie dadelik verstaan het nie, maar na die tyd, as jy vandag terugkyk oor dit, dan dink jy, ja, dit maak eintlik sin. As daai nie gebeur het nie, sou ek nie vandag hier gewees het nie. En dis eintlik soos 'n legkaart wat gebou word en die liggies gaan aan. En ek wil jou vandag bemoedig met hierdie woorde dat dalk is jy op hierdie stadium in 'n seisoen wat jy nie verstaan nie. Gaan jy deur goed wat jy nie op hierdie oomblik verstaan nie. Maar hou vas, want daar kom 'n dag wanneer dit vir jou gaan sin maak. Moenie opgee as jy nie verstaan nie. Ons lewe nie volgens die verstand nie, ons lewe volgens die geloof. Ons bly glo, al verstaan ons nie. As kinders van God bou ons lewens nie op ons eie insig nie, maar ons maak op sy insig staat. En ons bou ons lewens op geloof dat hy is die God wat beter weet. Ons lees in Matteus hierdie selfde storie, maar Matteus kleer hom so bietjie in. Ons lees in Matteus 21 vers 9 die volgende. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Nou ons het vandag Hosanna gesing, en Hosanna is 'n woord wat ons nou nie in ons elke dag gebruik nie, maar ons weet Hosanna het iets met die Here te doen, het iets met lof te doen. So die oorspronklike betekenis, die Hebreëse betekenis vir die woord Hosanna beteken, red ons Here, help ons Here. Dis eintlik 'n nooduitroep na God toe, om te sê, ons het U nodig, red ons koning. Wanneer ons sê Hosanna, sê ons eintlik, ons kan nie, maar U kan. Ons sit ons geloof in die een wat kan, wat ons kan red, wat ons kan verlos, wat ons kan help. Ons lees van Hosanna, die oorspronklike Hebreëse woord, in Psalm 118 vers 25, daar staan, red tog, Hosanna, red tog Here, gee tog voorspoed Here. Psalm 113 tot Psalm 118 word die Halleluja psalms genoem. Dis die psalms wat die Jode tydens Pasga sing. Dis wat hulle vandag nog tydens Pasga sing, hierdie psalms. Kom red ons Here, ons kan nie onsself red nie.
Wanneer ons sê Hosanna, dan sê ons eintlik, Here, ons het U nodig. Vrydag het die Here daardie gebed geantwoord. Sondag skree die Jode in Jerusalem, red ons, Hosanna, red ons seun van Dawid. En Vrydag red hy ons aan 'n houtkruis. Hy het daardie gebed geantwoord, miskien nie presies soos wat hulle gedink het nie. Hulle het 'n koning verwag, en toe kry hulle 'n kruis. Maar as ek en jy vandag terugkyk, dan weet ons, die kruis van Jesus is die grootste simbool van redding wat daar in die wêreld is. Hierdie kruis beteken, hy het ons kom red van ons eie sonde. Hy het ons kom losmaak uit die mag van sonde, sodat ons die ewige lewe kan hê. Miskien het daai Jode nie verstaan, toe hulle gesê het, red ons Here, dat daardie gebed geantwoord is op Goeie Vrydag nie. Maar na die tyd as ons terugkyk, dan weet ons, die kruis is 'n antwoord op Hosanna. Dan gaan Matteus aan, Matteus 21 vers 8 sê, die grootste deel van die skare het hulle boklere op die pad voor Jesus oopgegooi en ander het takke van bome afgekap en dit oor die pad uitgesprei. Hulle het hulle klere voor Jesus uitgegooi, want dit was in die antieke tyd hoe hulle 'n koning vereer het. Wanneer hulle in die teenwoordigheid van 'n koning was, het hulle hulle klere voor hom neergelê. Ons lees van dit in die Ou Testament ook. Toe Jehu koning word van Israel, lees ons in 2 Konings 9 vers 13. Hulle het dadelik hulle klere voor hom op die trappe uitgesprei en op die trompet geblaas, terwyl hulle skreeu, Jehu is koning. So wanneer die klere uitgegooi is op die pad, was dit 'n simbool om te sê, ons erken jou as ons koning. Ons erken dat jy aangestel is as die gesag en die autoriteit om oor ons te heers. Dis wat hulle daai dag gesê het, toe hulle klere, hulle baadjies uitgetrek het, hulle mantels, hulle jasse uitgetrek het, en voor die donkie gegooi het, hulle gesê, U is ons koning, ons erken U posisie. Die seun van Dawid was die Messias se titel. Hy sal genoem word die seun van Dawid, die Messias. Ons erken, U is die seun van God. U is die Messias wat vir ons gestuur is. U is die koning wat oor ons kom heers. Sien, ek en jy het dalk 10 baadjies in ons kas. As dit winter word, dan haal ons baadjies uit en ons het baie baadjies in ons kaste. Maar in daardie tyd was die meeste mense arm en hulle het 1 mantel gehad. En daardie mantel moes hulle warm hou in die winter. Dit was hulle warm klere, hulle boklere. En dit was 'n simbool van jou status. Die armer mense het maar vaal Hessian tipe klere gedra. Die ryker mense het fancy mantels en kleed gedra. As julle mooi onthou in Genesis, dan het Jakob vir Josef hierdie pragtige kleed gemaak, die mantel, die veelkleurige mantel. En sy boeties was al klaar jaloers, maar toe hy nog hierdie pragtige mantel by sy pa kry, toe was dit nou net so bietjie te erg vir die boeties. En as julle die storie mooi kan onthou, toe die boeties hom verkoop het hulle sy mantel gevat en in bloed gedruk en vir sy pa Jakob gevat en gesê, die wilde dier het hom verskeur. Die mantel was Josef se identiteit. Hierdie pragtige, veelkleurige mantel van Josef het gesê, pa is liewer vir hom as vir die ander. Hy is die wit broodjie. Hy is die blue eye boy. Dit was 'n deel van jou identiteit. Jou mantel het gespreek van waar lê jy in die statusgroepering van die tyd. En Josef het 'n baie mooi mantel gehad, want Jakob was 'n baie ryk man. So die mantels, die kleed, die klere wat hulle voor Jesus uitgegooi het, was eintlik 'n simbool van hulle identiteit. Here, wie ek is, kom lê ek voor U neer. En ek erken, U is in beheer van my lewe. Ek gee U die ereplek in my lewe. Ek kom lê my identiteit, my menswees, my planne, my idees, kom lê ek voor U neer en ek kom erken, al verstaan ek nie alles nie, glo ek, U plan is beter
as my plan. En glo ek dat U is die een wat my gaan help, wat my gaan red, wat my gaan verlos. Sien, aanbidding is 'n offer. Aanbidding is meer as net woorde. Aanbidding is wanneer ek my gemak, my besittings aan God toevertrou. En ek sê, Here, hier is ek. Alles wat ek het is net genade, is net geskenke uit U hand. So hier is my lewe, hier is alles wat aan my behoort. Dit behoort aan U. Ek kom gee oor, ek kom surrender. Dis wat aanbidding beteken. Wanneer ons op 'n Sondag die Here aanbid, soos ons nou net saam gesing het en sy naam groot maak, kos dit 'n offer. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar daai 20-30 minute wat ons saam sing, hou die duiwel jou kop met die grootste nonsens besig. Dan wil jou kop dink aan wat eet ons vanmiddag, wat gaan hierdie week gebeur. Dis asof jou gedagtes net wil dwaal. 'n Offer van aanbidding beteken dat ek my gedagtes gevange neem, dat ek my gedagtes fokus. Vir hierdie paar minute fokus ek net op Jesus en wat hy vir my gedoen het, en kom gee ek eer en aanbidding aan hom. Dit gebeur nie van self nie. Jy moet jouself dissiplineer om gefokus te wees in ons aanbidding. Jy moet vir jouself 'n besluit neem. Ek gaan die Here nou aanbid. Ek gaan die Here nou vertrou. Ek gaan hierdie saak in die Here se hande sit. Dis wat aanbidding beteken. Ek kom lê my lewe, my baadjie, my mantel, my identiteit, ek kom lê dit voor U neer. Tot my verwagtinge nie vervul word nie. En tot ek teleurgesteld is, en tot hy my nie antwoord soos ek wil hê hy moet my antwoord nie, dan trek ek maar weer my baadjie aan en Vrydag skree ek, kruisig hom. Want dieselfde ouens wat hulle klere voor Jesus gegooi het, toe hy met die donkie ingery gekom het in Jerusalem, het maar weer hulle baadjies gaan aantrek, en toe Jesus nie die koning is wat hulle verwag het nie, toe skree hulle Vrydag, kruisig hom. Ek weet nie of jy agtergekom het hoe baie mense se aanbidding sterf tussen Sondag en Vrydag nie. Sondag in die kerk skree ons met die palmtak in ons hand, hy's koning. Maar as dit moeilik raak deur die week en hy antwoord ons nie. En ons het gedink hy gaan dit doen en hy doen dit nie. En ons het 'n prentjie gehad van hoe hy gaan optree en hy doen dit nie en dit werk nie uit nie. En die Here doen nie wat ons gedink het hy moet doen nie en ons verstaan nie hoekom hy goed in ons lewens toelaat nie. Dan trek ons maar weer ons baadjies aan. En ons maak ons eie planne. Sien, die Jode het met Palmsondag verwag dat Jesus 'n aardse koning gaan wees, wat op 'n troon gaan sit, wat met 'n oorlogsperd ingery gaan kom, met 'n swaard in die hand, en met die Romeine gaan verslaan, so die Jode weer hulle vryheid kon terugkry. Dit was hulle verwagting, dis wat hulle geglo het, hier is die Messias wat ons gaan red uit Romeinse onderdrukking, wat ons gaan vrymaak van hierdie klomp Romeine, wat ons as Jode weer die ereposisie gaan gee as 'n nasie en 'n volk. Maar toe Jesus, die koning, op die donkie, met 'n doringkroon op sy kop, met spykers in sy hande ingeslaan, in wie se sy 'n soldaat 'n spies gedruk het. Toe is hy nie die aardse koning wat hulle verwag het nie. Toe is hy die koning van ons harte. En hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het dit nie eers op daardie oomblik verstaan nie, want dit het nie ingepas by hulle prentjie nie. Eers later was daar insig. Eers vandag, 2000 jaar terug, verstaan ek en jy, dat hy aan die kruis gesterf het vir ons sonde, dat hy ons kom losmaak het, nie van die Romeine nie, maar van die mag wat die duiwel op ons lewens gehad het, van iets soveel groter as net die Romeine, dat hy ons kom vrymaak het. Ek wil jou vandag vra, ons is mense, ons is maar almal partykeer soos daardie Jode, wat sê, Hosanna, help my, ek vertrou U, U is die koning, en dan antwoord die Here ons nie soos wat ons gedink het hy gaan nie. En dan is ons teleurgesteld, omdat hy nie gou genoeg antwoord nie.
En dan voel dit vir ons asof die prentjie wat ons gehad het, as ons die Here vra, dan gaan hy vir ons deurkom, want die Here kan enigiets doen, maar die prentjie wat ons het en die prentjie wat God het, is nie dieselfde nie. En dan kan ons so vinnig moedeloos raak. Ons kan so vinnig moed opgee, ons kan so vinnig teleurgesteld raak in die Here. Ons kan so vinnig dink, ag, hy het my vergeet. Ons het dit gesing vanoggend, maar ek wil dit vir jou weer lees uit die Bybel uit. Habakuk 3 vers 17 en 18. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Sondag, Palmsondag se aanbidding, se hosannas, was in emosie gewortel. Dis baie maklik om op 'n Sondagoggend hier jou liggie te laat skyn en die Here te aanbid, want daar's 'n klomp wat saam met jou die Here aanbid. Om jou hande op te lig, wanneer almal se hande in die lug is, om die Here te eer, wanneer almal hier saam is, en daar is hierdie emosie wat ons nader aan die troon vat. Maar die uitdaging kom, wanneer ons Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag daar buite rondleef. En wanneer alles nie altyd gaan soos wat ons wil hê dit moet gaan nie. Wanneer daar swaar kry kom, wanneer dit nie uitwerk nie, is my hart nog steeds syne? Of trek ek maar Maandag en Dinsdag weer my baadjie aan en sê nee, wat Here, U wil nie vir my deurkom nie, laat ek maar my eie planne maak. Baie dankie vir niks. En ek gaan maar my eie planne maak. Want dis wat die Jode in Jerusalem gedoen het. Hulle het hulle baadjies weer aangetrek en Vrydag kruisig hulle hom. As dit moeilik raak, kan jy nog steeds skree, Hosanna. Ek het hierdie neergeskryf en toe ek dit neerskryf, toe dink ek moet dit op die bord sit, want jy moet dit saam met my lees, so ek gaan vra, sit dit vir my asseblief op die bord. Die palms in my hand en die kruis in my hart moet dieselfde lied sing. Ons kan nie op 'n Sondag sê Hosanna en op 'n Vrydag sê kruisig hom nie. Mag dit in die goeie tye, wanneer die Here antwoord en wanneer jy ervaar sy goedheid en guns is in jou lewe en die palm swaai en die kleer lê voor hom, mag daardie lied van Hosanna ook in jou hart wees wanneer jy jou kruis moet dra, wanneer dit bloed en trane is, wanneer dit swaar is, maar mag jy nog steeds sê Hosanna aan die Seun van God. Ek vertrou U nog steeds, al antwoord U nie altyd soos wat ek gedink het nie. Ek verstaan U nie, Here, maar ek kies om my mantel voor U neer te lê. Daar's so baie goed wat ons nie verstaan nie, maar ons kies om hom te dien. Ons kies om getrou te wees aan hom. Prakties gesproke, hoe lyk hierdie goed in my lewe dag vir dag? Dis maklik om die Here te aanbid en te sê, halleluja, die Here is so goed vir my, as die dokter vir jou goeie nuus het. As daar baie geld in die bank is en jy het 'n bonus gekry wat jy nie verwag nie en die geld is goed. As dit goed gaan met jou kinders en hulle kom die eksamens deur en hulle is gelukkig getroud en die Here seën hulle, dan is dit lekker om te sê, Here, ons aanbid U want U is so goed vir ons. Dankie vir alles. Ons eer U. Maar wat gebeur as die dokter slegte nuus het? As die geld opraak? En as jou kinders swaar kry, kan jy nog steeds sê, Here, U is goed, U is getrou? Want die vraag is dan eintlik, aanbid ons hom vir wat hy vir ons doen, of vir wie hy vir ons is? Dit is 'n baie diep vraag. Aanbid jy die Here vir wat hy vir jou doen, of vir wie hy vir jou is? Want dit was dieselfde Jesus, wat op die donkie se rug ingery het in Jerusalem, as wat op die kruis gehang het op daardie Vrydag. Dieselfde Jesus, wat dieselfde aanbidding werd is. Aanbid jy hom vir wat jy kan kry, of vir wie jy glo hy is? In die week het ek 'n afspraak met 'n vrou en sy sit voor vir my en sy sê, ek wil net so graag die Here voel, ek wil net sy vrede voel, ek wil net sy arms om my voel, ek wil hom net voel. En ek kon eerlikwaar na oë kyk en vir haar sê, 90% van my verhouding met die Here het
niks met gevoel te doen nie. Ek voel hom nie altyd nie. Ek staan nie elke oggend met hoendervleise op nie. Dis baie lekker as ons op 'n Sondag sing en jy voel daai hartseer of bly maar dis 'n klein stukkie van jou geloof. As ek en jy op gevoel ons geloof moet bou, gaan dit baie vlak wees. Wat sing Prophet, as dit oor gevoelens gegaan het, was daar nooit 'n kruis nie. Jesus het sy gevoelens in die tuin van Getsemane gekruisig, toe hy gesê het, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Vader, nog steeds nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy het nie gevoel om kruis toe te gaan nie, en hy het nog steeds kruis toe gegaan vir my en jou. Ons voel nie altyd lus om die Here te aanbid nie. Ons voel nie altyd lus om dankie te sê nie, want ek voel nie daar's baie goed waarvoor ek kan dankie sê nie. Ek voel nie altyd positief en geloofsheld in my nie, maar ten spyte van hoe ek voel, nogtans sal ek die Here aanbid. Nogtans sal ek hom loof, want ons almal dra kruise. Ek weet nie wat's die kruis wat jy vandag dra nie, maar ek weet, hier is van julle, wat 'n swaar kruis in jou hart dra vandag. En dan wil ek na jou toe kom en sê, weet jy wat? Jesus se kruis was nie die einde van die storie nie. Daar was 'n leë graf op pad. En die leë graf spreek daarvan dat hy het die dood en sonde en die hel en die duiwel oorwin. En dit beteken, al moet ek en jy op hierdie aarde vir 80, 90 jaar kruise dra, dis nie die einde van die storie nie. Daar is oorwinning op pad ook vir jou. Ek hoop jy gaan daai oorwinning hier op aarde sien, maar selfs al sien jy dit nie op hierdie aarde nie, daar's 'n ewige lewe wat vir ons wag. En daar is nie meer trane nie. Daar is nie meer swaar kry nie. Daar gaan ons saam met hom wees in vreugde en in vrede. So al dra jy 'n swaar kruis vandag, al pyn jou hart, al het jy seer, wil ek vandag vir jou sê, dis nie die einde van die storie nie. Die Here is nog besig in jou lewe. Hy's nog besig in jou hart. Moenie God glo, net as jy sien dit gaan goed nie. Kies om jou mantel en jou klere voor hom neer te lê, ook in die swaar tye, in die kruistye, te sê, Here, ek sal nog steeds aan u vashou. Al verstaan ek nie lekker wat u nou in my lewe doen nie, want ek vertrou nie my uiterlike omstandighede of my gevoelens nie. Ek vertrou u hart. En al verstaan ons bitter min, en al verstaan ek niks in hierdie lewe nie, verstaan ek een ding, en dis een ding wat jy nooit moet aantwyfel nie. Ek weet dat Jesus my liefhet. Ek verstaan, hy het my so lief, dat hy aan 'n kruis vir my gesterf het. Dit verstaan ek, en daaraan hou ek vas. So mag jy vandag weet, hy het jou lief. Hy weet wat hy doen, al verstaan ek dit nie. Hy het 'n plan wat groter is as wat ek en jy nou kan sien. Daar is 'n kruis wat ons gaan verlos van sonde, maar daar is 'n opstanding ook wat vir ons die ewige lewe gebring het. Jesus se heel laaste woorde aan die kruis lees ons in Lukas 23 vers 46. Met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het, het hy sy asem uitgeblaas. Wat moet jy vandag in sy hande oorgee? Wil jy nie vandag jou seer en jou vrae, jou teleurstelling en jou stryd in sy hande sit nie? Wil jy nie vandag jou mantel voor die kruis kom neerlê en sê, Here, ek verstaan nie al die kruise op my skouers nie, ek verstaan nie hoekom ek hierdeur moet gaan nie, maar ek kies nog steeds om u te volg. Here, ek kies om u te aanbid in die tye wat ek palm swaai en wat dit goed gaan, wat ek my baadjie voor u donkie neerlê en wat ek kan skree, Hosanna aan die Seun van God. Maar ek kies ook om by die voet van die kruis my baadjie te kom neerlê. Sê, Here, my planne, my idees,
my besittings, my identiteit, dit behoort alles aan U.